Jesus het by die braambos uitgekom. Ek dink hierdie week daaraan. Sy ontmoeting by die braambos maak nie net dat hy 'n leier word om Israel na die beloofde land toe moet lei nie. Toe die krag van God by die braambos oor hom vaardig word en hy sê, dit is heilige grond. Toe maak God en gee God aan hom die openbaring hoe hy die aarde en die hemele geskaap het. Hy is die enigste skrywer tot vandag toe wat 'n bepaling kon maak. In Genesis 1 vers 1 skryf Moses, in die begin het God die hemel en die aarde gemaak, en die aarde was woes en leeg, en die gees van God het oor die waters geswewe. Toe hy by die braambos kom, toe klap sy gange, sy verstandsgange oop, en hy sien nie 'n Big Bang nie, maar hy sien die hand van God. Hy hoor die stem van God, nadat daar verstaan is, jy staan op heilige grond. Weet jy wat kan vanmôre met jou gebeur? Hy skryf Genesis, hy skryf Job. Vandag nog sit wetenskaplikes en hy twyfel en hy beklei en hy stry, maar skelm daar in sy laboratoriumpie en sy wêreld, dan trek hulle die Bybel nader en hulle maak hom by die eerste boek oop, by die eerste hoofstuk, en dan kan hy nie merk en hy kan dit nie beklei nie. In die begin het God die hemel en die aarde geskape, want daar was 'n man in 'n woestyn wat by 'n braambos aangekom het, en God het die grond heilig gemaak en die heerlikheid van God openbare wêreld aan hierdie man. Daarom word hy beskou as een van die magtigste profeet naas Christus in die Bybel, Moses, want niemand kon sien waar hy gesien het nie, want hy het by 'n plek uitgekom waar heilige grond is. Dankie.